Ja, as ek so 'n mooi voorstelling gehad het 'n paar jaar terug, was ek dalk al 'n rukkie terug getroud. Maar dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid julle. Ek wil net begin deur te sê ek is niks spesiaals nie. Ek is bietjie agtergrond vir my. Ek is nou 29 jaar oud, so ek dink na ouma sal ek seker die tweede oudste persoon so vanaand. Maar ek is 29 jaar oud. Ek is net 'n mechanic. Ek werk vir Barlow, so daar's niks spesiaals aan my nie. Maar was so 'n paar jaar terug, was ek in matriek 2012 en ek gaan sommer so in die hardloop net in dinge inval. Ek was in 2012 in matriek en ek het voorreg gehad, ek was hoofseun. Eerste span rugby kaptein. So, as ek dit so kan stel, I had it. Verstaan, as jy so daaraan kan dink, vir 'n matriekseun het ek dit gehad. Ek was hoofseun, eerste span rugby kaptein. Ek het 'n mooi meisie gehad. Jy weet, lewe in daai word wat nie baie beter raak vir 'n matriekseun. Is die enige matriekseuns hierso? Amen, sterkte vir julle. So ja, dit was vir my ek was op 'n baie gemaklike plek. En die groot ding is my grootste probleem op daai ouderdom was nie die duiwel of enigiemand nie. Dit was myself, want ek was in 'n verskriklike gemaksone. Ek het genoeg van Jesus geweet om gelukkig te wees, maar nie genoeg geweet om gered te wil wees nie, verstaan? So ek was in 'n massive gemaksone. En ek onthou een dag by die saal, sê ons hoof, hier's 'n persoon, hy het 20 plekke gesponsor vir 'n jong mannekamp. En omdat ek in hierdie gemaksone was ek okay, ek wil nie regtig gaan nie, verstaan, I'm okay, ek is waar ek wil wees, ek word nie regtig meer nie. En die hoof kom toe na die tyd na my toe, hy sê vir my, Christian, jy's hoofseun. As jy gaan, sal die jonger ouens volg. Dis verniet, gaan net. Ek sê, toe alright, sharp, ek kan niks verloor nie, kom ons gaan. En min wetend het die Here 'n massive plan gehad met my daai week. Min wetend het hy 'n afspraak gehad met die hoofseun van die skool, die eerste span rugby kaptein. En daarvoor 'n groep standaard sessies. 'n magdom kinders breek hy vir my, breek hy die hoofseun. Tot op 'n punt waar ek besef my gemaksone was 'n baie gevaarlike plek. En ek moet daaraan werk. Daai naweek op hierdie mannekamp gee ek my hart vir die Here. En net daar, die Engels het 'n mooi woord daarvoor, instil hy hierdie liefde vir ministry in my. En ek sê toe op die pad huis toe, Here, ek wil ministry doen. Klaar. Ek gaan met my ouers beklei hieroor, maar ek wil ministry doen. Dis nou maar so. Sap. Kom by die skool, is die maandag. Gewoonlik, die van julle wat nog op skool is, jy sal hulle roep gewoonlik by ons, die ouetjie uit wat kom open. Ek roep die ouetjie uit, sal nooit vergeet nie, sy naam was Johan. Ek sê Johan, as jy asseblief sal voor toe kom net vir ons te open. Maar voor hierdie het ek hierdie burning desire om Jesus te deel met die mense. Ek voel deel wat het met my gebeur hierdie naweek, maar is nie nou die plek daarvoor volgens my nie, verstaan? Maar ek het hierdie burning desire. En Johan is nie daar die oggend nie. En ek onthou een van die onderwysers sê vir my, Christian, open les vir ons. Toch hier is het nou papa, die gat is. Trek my leierbaadjie uit en ek klim hoog op ons podium. Dit was 'n bietjie gesukkel, maar ek klim hoog op die podium. En ek deel my hart. Ek deel met die kinders wat het met die hoofseun gebeur daardie naweek. Na die tyd kom maar, ek sal dit nooit vergeet, hier kom maar 2 standaard 6 seuns na my toe. Hulle sê vir my, Christian, maar dit wat jy het ons 'n honger voor gehad nog hierdie hele tyd. Wat het jy? Wat het jy wat ek op hierdie oomblik nie het nie? Dit wat jy het, daai gevoel wat jy nou het en gekry het oor hierdie naweek, soek ek ook. Dis aansteeklik. Ons het jou geken Vrydag toe jy geloop het hier by die skool, maar wie vandag hier is 'n heeltemal anders persoon. En al wat ek kon dank daarvoor was Jesus. En dit is wat met my, die hoofseun, gebeur het op so 'n mannekamp. Verstaan? En van toe af het die Here net 'n burning desire in my hart gesit om hierdie te deel met jong mense oor wat gebeur op hierdie kampe. Jy weet, ek is nie die tipe ou wat jy raak in 'n groot auditorium wat vol is en ons gespreker van Amerika en al hierdie goeters nie. Dis great. Ek word geraak, my hart, en ek glo dis die jong man se harte ook, is om 'n kampvuur, 1 hierdie oggend, of whenever, en ek praat met jou, weet, man tot man. Christian, wat gaan aan in jou hart? Is jy okay, John? Deel met my. Verstaan, ek dink ons word groot in 'n era waar dit moeilik is vir die jong mense, en ek haal my hoed af vir julle, want dit is nie maklik nie. Ons word groot, sosiale media en al daai goeders. Dis moeilik deesdae om Jesus lief te hê en uit te beeld. Dis nie maklik nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons word in alle aspekte word ons aangeval en dis nie maklik om te wys maar ek het Jesus lief nie.
En glo my, dis nou nog nie maklik nie. Ek werk op 'n myn en 'n myn is 'n baie moeilike plek, julle. Maar ek sê altyd, ek dra nie meer 'n soet nie, ek dra nou 'n overall. En my kerk het staaldeure. Verstaan? En ek is nie die tipe ou, my vrou sê ook vir my altyd, maar jy praat so maklik voor mense. Ek sê, maar ek is eintlik 'n skaam en teruggetrokke ou. Dis nie my sommer net dat ek in 'n groep mense sal instap en praat nie. So dis baie makliker vir my om Jesus te leef as altyd om Jesus te praat. Dawie sê baie mooi ding. Hy sê die woord in die Bybel moet net gebruik word in noodsituasies. Die res van die tyd moet jy Jesus wys en jy moet Jesus uitleef. Wat doen jy as die Bybel nie daar is nie? Verstaan julle wat ek sê? Wees Jesus. 'n Ander ding wat my getref het na hierdie en dit iemand het daar gepreek, Tanya Barnard, die mooiste woorde ooit. En dit is waarmee ek wil julle wil los vanaand. Sy het 'n ding gesê en ek wil hier met julle op julle harte tref vanaand. As ons soos die wêreld lyk, waartoe gaan die wêreld vir hulp? As ons soos die wêreld lyk, waartoe gaan die wêreld gaan vir hulp? En is moeilik julle, dis nie maklik nie. Die jong mense vir Jesus, ons raak skaars, is dit nie? Ons raak min. Dis jy sien dit nie so die algemeen soos altyd nie. So ek maak julle aanmoedig, as julle kan, en Marcel hulle maak dit so mooi en maklik. Ek wil nie sê maklik nie, dis die verkeerde woord, maar toeganklik vir die jong mense, vir hierdie kampe. Glo my, ek daag julle uit, gaan net op een. Ek wens ek kan nou nog op 'n jeugkamp gaan, as ek dink, mooi praat met Marcel sal my toelaat. Maar ek daag julle uit, gaan op hierdie kampe. Dit kan net goed uitdraai, ek beloof julle dit. Ek sal my geloof op die spel sit vir dit. Dit is hoe sterk ek daar voel, dat dit jou hart sal raak in 'n manier wat jy nie kan verstaan nie. Ek wil net vanaf vir julle bid, dit is al wat ek het om te deel julle. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek eer julle almal vir wat hier is. Dit is so mooi om soveel jong mense vir Jesus te sien. En ek bid dat julle almal die vuur sal wees in Middelburg, wat almal net aansteek. En Middelburg gaan die gang kry vir Jesus, maar onder jong mense. Ons is die voorbeeld julle. Julle meer as ek, want ek is 'n bietjie ouer, maar ek was ook een ruk terug jong. Ek is nou bietjie ouer. Ek het nou 'n vrou. Ek verwag my eerste seentjie in Oktober. My vrou is swanger. En mense dit. Die geval van 'n bommarkies doen wel met die mense meer as ek sjou. Maar ja, julle, dankie vir die geleentheid. Ek wil net vinnig vir ons bid en dan gaan ek julle groet. En julle moet julle aand geniet. En asseblief, my volle name gaan ek nie vir julle sê nie, want ek is 'n slagoffer van familiename. Maar my naam op Facebook is Christian Engelbrecht. As julle enige tyd net wil gesels, of wat ook al, my deure staan oop, asseblief. Niemand hoef nie, maar ek voel net in my hart, as iemand wil. Daar's altyd een nou. En jy wat wil, hier is die confirmation, doen het. Alright, amen. Here, ek dank U vir hierdie geleentheid, Vader. Ek dank U vir al hierdie jong mense, Here. Here, dankie vir hulle harte, Vader. Dankie dat hulle sal uitgaan. Dankie dat hulle ander sal aanraak, Vader. Dankie vir al die disippels wat hier sit vanaand vir U. Vader, U is goed, U is getrou, Here, en U is liefde, Vader. Dankie vir alles, Here. Ons loof en ons prys U vir U goedheid, Here. En mag die deure van nou af vorentoe net oopgaan vir al hierdie kinders, Here. Dankie vir U genade oor ons almal, Vader. In U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Geseënde aand vir julle.